Ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 303. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Javashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, is jy baie welkom om my te kontak. Ek het ook pakkette wat ek op die boeke doen op die oomblik, waar as jy enige 3 boeke koop, kry jy 'n 4de boek gratis, totaal gratis. Posgeld ingesluit in Suid-Afrika van Postnet tot Postnet. So, daar's 'n verskriklike afslag wat jy dan kry op dit. As ook natuurlik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, wat ook in 'n pakketvorm is saam met enige boek. As jy meer wil weet, kan jy my kontak 0722 367 of gaan na my webtuiste https://javashoa.co.za. Eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is verskriklik welkom, maar het reeds 'n magdom inligting gemis. Gaan na deel 1 begin voor, maar daar is baie interessante inligting. Uiters noodsaaklik dat jy inteken op die YouTube kanaal, sodat jy al die kennisgewings kan kry van die verskillende boodskappe. Stuur die kontak vir die kennis en die vriende, dis lewensveranderend. 33 Bybel, skryfblok en pen, uiters belangrik. En net voor ons begin wil ek net vir Javashoa en Jaffa baie dankie sê vir die mildelike reën. Jy se hoor die reën, die donder weer. In die ander agtergrond, aan Jaffa al die eer, halleluja. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, baie dankie dat ons vanmôre weer as koningsseuns en dogters saam kan vergader, wedergebore uit die bonatuurlike woord en die genade bloed van Javashoa, die leiding en die oortuiging en die leringe van die Ruach HaKodesh. Dankie, U sê Vader, dat U die seun gegee sodat daar redding kan wees vir ons. Baie dankie dat U sê Javashoa, niemand kan ons uit die hand uithaal nie. Die wat die Vader in my hand gegee het, kan niemand daar uithaal nie, behalwe onsself. Seën ons nou so deur hierdie lesing en maak die woord lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Javashoa en elke Jafis sê halleluja, halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dat hierdie studie vanoggend vir u 'n groot seën gaan wees. Ons is besig met Spreuke hoofstuk 18 en ons is by vers 4. Hy sê die woorde van 'n man se mond, en ek het in hakies gesit, wie gered is, wie tot wedergeboorte gekom het, wie sy lewe verander het, is diep waters. Halleluja. Die woorde van 'n man en 'n vrou wil ek sê. Wie se mond, die woorde van 'n man en vrou se mond, wie gered is diep waters. Dit is sommer net so oppervlakkig nie. Dis diep waters. As jy daar ingaan, moet jy kan swem. En ek is so dankbaar dat Javashoa het vir daai Samaritaanse vrou by die put by die water gesê, as jy van my water drink, sal strome van lewende water sal in jou binneste opbruis tot in ewigheid. Halleluja. Eet nie as 'n skepding nie, kom drink net, kom probeer net. En ek is so opgewonde om te sien hoe mense oor die wêreld besig is om hierdie bonatuurlike diep waters te ontdek. Dion van Ierland, hy is gister geonderdompel in die naam van Javashoa tot vergifnis van sonde. Waar? In Ierland. Onthou, as u wil geonderdompel word en is in die buiteland, al is daar nie 'n pastoor naby nie, daar's 'n manier hoe ek u kan help dat u geonderdompel word. Niks moet jou kan weerhou om jou te beklee in die naam van Javashoa
tot vergifnis van jou sonde nie. Wat 'n voorreg, wat 'n voorreg. Die ou mens van sonde word begrawe, 'n nuwe mens staan op, vol van die ewige lewe in Yahshua. En wat is dan die volgende stap? Om in heiligmaking te lewe, elke dag van ons lewens. Dit is vir my bonatuurlik. Om te dink, waar val die saad van die ewige lewe? Van waar funksioneer die woord? Jy kan dit nie vir, dis in die buiteland. In die buiteland, in die wêreld. In Suid-Afrika, Namibië, Botswana, hier om ons. In ons eie land. Gebeur dit daagliks, dat mense Javiste word. Halleluja. En wanneer jy na die verslae kyk wat ons van YouTube en Facebook kry en van ons webtuistes, jy kan nie die getalle glo nie. Jy kan dit nie vir mense beduidelik nie. Hoe bevoorreg is ons om deel van hierdie bo-natuurlike bediening te kan wees. En U help om dit moontlik te maak. Baie, baie dankie. Al bid jy net vir die bediening. As jy nie in die vermoë is om te help om die bediening finansiëel te dra nie, al bid jy net vir die bediening. Die bediening is nie gekoppel aan wat mense gee nie. Verstaan jy wat ek nou sê? Jy koop nie jou weg in die koninkryk in nie. Ja, die kerke laat jou so verstaan, maar dit is nie so nie. Die woorde van 'n man en vrou se mond, wie gered is, ek wil nie net sê wie gered is, wie wedergebore is uit water en die Ruach HaKodesh, is diep water. Die woord sê, praat toch van, hy sê, wanneer ons tot die koninkryk kom, moet ons in die diep water ingaan, want hy sê, hier in die vlak water, is daar doringdrade en borrelstukke en die goed. So is belangrik dat ons op die plek kom waar ons water kan trap. Daar is nie ons voete kan sny met dogmatiese godsdienste en teologie en al die goed nie. Ek is tans besig met 'n paar baie interessante studies wat nou in Desember maand, nou terwyl ons nou op vakansie, die mense op vakansie is, ons gaan natuurlik nie op vakansie nie. Gisterand eers 1:30 gaan slaap. Maar dat die woord nou in die vakansietyd meer dan ooit gesaai word, want mense sit by die huise, hulle is op vakansie, hulle het nergens om te gaan nie, en anders op vakansie, en die ander sit hulle by in die hotelle, of in die vakansiewoonstelle, of waar ook al, en hulle kan net soveel televisie kyk, en dan kom hulle by die woord, en dis waar die woord dan inkom, en Javast, in die studies, bo-natuurlike studies, loof hom. Die water, hy sê, die woorde van 'n man en 'n vrou se mond, wie gered is diep water, 'n stroom wat bruis, halleluja. Dis my altyd wonderlik om te sien wanneer 'n rivier in vloed is, en jy sien daai donker water wat so kolk en maal, 'n stroom, dit bruis. Dis een ding om daai modderwater te sien. Maar dan is er weer 'n ander ding, ek is 'n visserman, ek hou van stroomvisvang, en ek is baie lief vir geelvisvang, en natuurlik die seevisvang. Het net nie tyd, ek sou so graag meer tyd wou gehad het. Wanneer jy in 'n stroom is, of op 'n eilandjie sit, en jy visvang, of waar jy in die water staan, en jou vlieg opgooi na die eilandjie se kant toe, en stroom af in katrol, daai stilheid van die water. Jy hoef regtig nie eers 'n vis te vang, jy kan net stil sit daarso, en luister na die voëls sang, en die gebruis van die water oor die klippe, die gedruis, en die lewe, daai water lewe. Dit bring is 'n rustigheid in 'n mens se siel. Snaaks so hoe die natuur van 'n mens is, alles gebeur deur water. Alles. Ja, die eerste ding wat gebeur na wanneer 'n kind gebore word, is die teken van die bloed en die breek van die water. En so ook in ons geestelike lewens, wanneer ek tot bekering kom, oortuig raak van my sonde, en tot bekering kom, en dan geonderdompel word in die waters, waarvan die teebeeld die doop ook red. Die doop red nie alleen mense nie, maar saam met die genadebloed van Yahshua, is 'n deel van die proses
om uit te kom later by heiligmaking, waar die ou mens van sonde, Romeine 6 vers 1 tot 12, eers begrawe is en die nuwe lewe opgestaan het. En die mense nie vir my kan sê wat ek was nie, is dit nie meer nie. Daai ou mens is begrawe, ek is 'n nuwe skepsel in Yahshua. Halleluja. Ek loof en prys hom. Jy moet bid vir die bediening. Jaffa is besig om mense los te maak. Los te maak van kerke en godsdienstige instansies en goed. Teologie, prediking van mense. Ons lewe in die tyd van die groot leuen. Spesifiek wanneer ons om ons kyk oor die eindtyd goed wat gepromoveer word en geleer word. Vernaam die goed wat nou in Israel aangaan. Daai groot raad wat nou saamgestel is, vredesraad wat saamgestel is. Ek gaan 'n paar dinge doen oor dit ook in hierdie vakansietydperk gehou. So as Jaffa Lewensond spaar. So hier praat hy van die diep waters, 'n stroom wat bruis. Stroom wat bruis. Water bring rustigheid. Kyk nou Openbaring 22. Kyk nou Openbaring 22, die laaste hoofstuk in die boek Openbaring. Hy praat van 'n stroom van lewende waters wat uit die troon van Jahwe voortvloei. Halleluja. Stroom, daai stroom van lewende water is nie water nie, dis die bruid. Volgende nasies en tale wat tot bekering gekom het. Die bruid is 'n vergeesteliking. En halleluja. En weeskante die boom van die lewe wat 12 maal 'n jaar vrugte dra. En sy blare is tot genesing van die nasies. Is daar siek mense in die hemel? Nee, so wat is die beeldspraak? Gaan luister na die reeks waarmee ek besig is. Ons maak nou amper klaar, naamlik die Efrat rivier in die boek Openbaring. Gaan luister na dit. As jy nog nooit geluister het, begin by die Efrat rivier, deel 1. Die Efrat rivier in die boek Openbaring, deel 1. Stap deur hom. Die woord van 'n man en vrou se mond wie gered is diep water, so daar kom lewe voor. Die dieper die water, die groter die visse, het jy dit geweet? Die groter die wateroppervlakte, die dieper water, die groter groei jou visse. Hoekom? Daar's kos vir hulle daar. Die groter die waters waarin ons funksioneer, die wêreld daar buitekant, die meer kan ons vir die koninkryk van Jaffa bereik. 'n Stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Kom ek lees hom aan mekaar. Die woord van 'n man en vrou se mond wie gered is diep waters, 'n stroom wat bruis, 'n fontein van wysheid. Halleluja. Koning Salomo, hy kon gekies het om die rykste man in die wêreld te wees. Maar hy sê, gee vir my wysheid. Wysheid. Wysheid is om die regte ding te besluit. Ek bid aanhoudend vir wysheid in die bediening. Want dit gebeur dat mense skakel en hulle vra en 99% van die tyd, ek wil amper sê 100% van die tyd, antwoord ek julle onmiddellik, soos in onmiddellik. En ek vra vir die wysheid van Yahshua. Want ek kan net sowel vir die klomp dogmatiese rubbish aanbied. En dan is ek die oorsaak dat 'n siel verlore gaan. Maar die wysheid deur die Ruach HaKodesh. Hy sê hy leer en lei ons in alle reg en in waarheid. So wat wil ons sê? Ons wil die wysheid in die reg en in die waarheid wil ons sê. En dis waarna ek en u moet strewe in hierdie dag. Laat ons sê in hierdie dag, Vader, maak van my diep waters om wat te doen, om by siele uit te kom. Laat strome van lewende waters uit my binneste voortvloei. Wat is dit? Bo-natuurlike geopenbaarde woord, waarheid. 'n Stroom wat bruis. Dis nie net 'n ou bietjie watertjies wees, maar dit moet lewe hê. Dit moet lewe hê. Daar moet soveel lewe in daai stroom wees dat die voeltjies kom drink water en 'n bad daarin en hulle wil daar wees. Daar's vislewe in die water. Hoe wonderlik is dit? 'n Fontein van wysheid. Vader, maak ons javiste in die oggend wakker in die wysheid van die Ruach HaKodesh. Maak ons wakker in die woord om skerp te wees, skerp soos 'n tweesnydende swaard wat albei kante toe kap, ja, na my toe en na u toe. Daarom kan ek nooit net vir u preek nie. Ek bedien myself ook met die woord. Inteendeel, my oor is die naaste aan my mond, so ek hoor eers die woord. So maak van ons 'n fontein van wysheid.
Nie net 'n ou dingetjie wat net so maak nie. 'n Fontein wat het Jafashua gesê vir daai vrou, daai Samaritaanse fontein? Vrou, daar sal 'n bietjie water uit jou mond uitkom. Nee, hy het gesê strome van lewende waters. Halleluja. Kyk hierso. Strome van lewende waters opkom. En jy weet 'n man en 'n vrou wat tot bekering kom, is seker die grootste evangeliste wat daar is. Want hulle is so opgewonde om almal te vertel van die koninkryk van Jafashua. En jy moet weet, ek wil net vir u hierso net geruststel. Die woord sê Jaffa openbaar hom aan wie hy wil. So ons is so ywerig, ons wil almal tot bekering lei. Ons wil almal tot die bonatuurlike waarheid lei. En dit is nie altyd moontlik nie. Ek vat myself, ek wou niks geweet het van die evangelie nie. Want ek gedink ek was te slim, of nee, ek het gedink ek is te slim nie. Ek kon net nie glo dat Jaffa, dit wat ek vir 60 jaar geleer en geleef het, skielik vir my anderste was. Hoekom? Waarom? Die vraagtekens. Maar die woord sê, strome, fontein van wysheid, strome, hy sê daai vrou, strome van lewende waters sal uit jou binneste uit opspruit tot in die ewigheid. Mag hierdie dag vir u 'n dag wees waar jy nie daai fontein van water kan toemaak nie. Dat dit net bruis en lewe gee. Tot môreoggend as Vader Jaffa wil. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.